Jy is ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Baie welkom, liewe vriende, vanmôre by die stilwordtyd rondom die Here se woord. Ek is Dominee Adriaan Swart en is my heerlik om vandag saam met jou te luister na God se wil vir ons lewe. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema stewig geanker. En vandag is ons by deel 8. Stewige anker in gehoorsaamheid. Ons lees uit die Here se woord vandag Jakobus 1 vers 22 tot 25. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself en gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Net tot sover. Ons leef in 'n tyd, liewe vriende, waar kennis maklik bekombaar is. Ons kan Bybels lees, preke luister, Bybelstudies volg en Christelike boeke lees. Maar die vraag is, verander dit ons lewe? God roep ons nie net om sy woord te ken nie, maar om dit te doen. 'n Skip wat stewig geanker is, dryf nie doelloos rond nie. Dit bly op koers. Net so bly die gelowige wat in Christus geanker is, op die pad van gehoorsaamheid. Ware geloof word nie net met die mond bely nie, dit moet met die lewe bewys word. Vandag staan ons stil by 3 punte vanuit ons teks. En ons eerste punt is die volgende. Ware gehoorsaamheid begin deur na God se woord te luister. Jakobus waarsku in ons teks teen 'n groot gevaar, naamlik om net hoorders van die woord te wees. Ons kan elke Sondag in die kerk sit of na 'n preek luister. Ons kan elke dag Bybel lees. Ons kan selfs die Bybel baie goed ken. Maar as ons nie gehoorsaam is nie, mis ons die doel waarvoor God sy woord gegee het. Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Gehoorsaamheid vloei dus nie uit vrees nie, maar uit liefde. Ons gehoorsaam God, nie om gered te word nie. Ons gehoorsaam omdat ons reeds deur Christus gered is. Die evangelie verander nie net ons bestemming nie, dit verander ook ons leefwyse. So moet dit in elke Christen se lewe wees. Ons tweede punt vandag. Ware gehoorsaamheid moet ons lewe verander. Jakobus gebruik die beeld in ons teks van 'n spieël. 'n Man kyk in die spieël, sien hoe hy lyk en stap weg sonder om iets te verander. So is dit met iemand wat die woord hoor, maar dit nie uitleef nie. God se woord wys vir ons sonde. Dit wys vir ons behoefte aan Christus. Maar dit wys ook hoe 'n lewe lyk wat God verheerlik. Wanneer die Heilige Gees in ons werk, begin ons al meer soos Jesus te leef. Ons vergewe waar ons vroeër bitter was. Ons praat die waarheid waar ons vroeër oneerlik was. Ons dien ander waar ons vroeër net aan onsself gedink het. Dit is die vrug van 'n hart wat aan Christus geanker is. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 10, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Vandag moet ek en jy weet, goeie werke
kan ons nie red nie. Maar iemand wat deur Christus gered is, doen goeie werke uit dankbaarheid. Want geredde mense leef anders. Die derde punt vir vandag. Ware gehoorsaamheid bring seën in ons lewe. Jakobus sluit af met hierdie wonderlike belofte. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen, in vers 25. Hierdie seën, geliefdes, beteken nie dat die lewe altyd maklik sal wees nie. Dit beteken dat daar diepe vreugde en vrede is wanneer ons in God se wil leef. Jesus self was die volmaakte voorbeeld van gehoorsaamheid. Hy was gehoorsaam tot aan die kruis, Filippense 2 vers 8. Deur sy volmaakte gehoorsaamheid het hy ons verlossing bewerk. En nou leef ons nie meer vir onsself nie, maar vir hom wat sy lewe vir ons gegee het. Hoe meer ons Jesus Christus volg, hoe meer ontdek ons dat sy wil nie 'n las is nie, maar die pad van ware lewe. Die wêreld sê, doen wat jou gelukkig maak. Maar die Here Jesus Christus sê, volg my. En juis daar, geliefdes, vind ons die grootste vreugde. Die vraag vandag is nie hoeveel Bybelkennis ons het nie, maar die vraag is ons gehoorsaam aan die Here? 'n Lewe wat stewig in Christus geanker is, sal nie net sy woord bewonder nie, maar sal sy woord uitleef in gehoorsaamheid. Mag mense nie net hoor dat ons Christene is nie, maar laat hulle sien in ons woorde, ons optrede, ons liefde, ons nederigheid en ons gehoorsaamheid, dat ons kinders van die lewende God is. Want 'n geloof wat aan Christus geanker is, dra altyd die vrug van gehoorsaamheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u heilige woord, wat ons leer en lei elke dag. Wil u ons vergewe waar ons dikwels net hoorders is van u woord en nie net daders nie. Werk deur die Heilige Gees in ons harte, sodat ons met vreugde aan u gehoorsaam sal wees. Laat ons lewe elke dag wys dat ons stewig geanker is in Jesus Christus. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.